Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou lig verskil. Daar sê welkom by nog 'n episode van Uit die Koekplek. Nou, vandag is ek so geëerd om weer saam met my ou goeie vriend John van Rensburg hier te sit. En ja, wat 'n voorreg as 'n ou gaan kyk na rugby talks en as 'n ou gaan kyk na die, jy weet, legendes wat hulle voete in hierdie gesit het, wat wedstryde gewen het, wat balle oor pale geskop het, of 'n man wat 'n goeie aftrap het en 'n goeie. En so talk kan dan maar vir 'n ou 'n baie goeie storie vertel. As hierdie talks nou vandag kon praat, John, dan het ons nou hierdie pragtige storie gehad. En gewoonlik kom saam met talks kom maar hierdie pragtige en kouse, en hierdie is nou toevallig Springbok kouse. Nou ja, ons laat dit in John se hande om vir ons te sê oor wie ons praat vandag. Maar ja, welkom by Uit die Koekplek. Ja, jy weet Werner, hier in my rugby museum het ek 'n klomp beroemde treie van beroemde mense, legendariese Springbokke. En ek wil graag vir julle iets baie besonders wys. Ek het gepraat van legendes. En legendes is nie verniet legendes nie. Hulle is groot name. En ek het hier 2 treie van 'n groot naam. Miskien die grootste legende van Springbok rugby, wie weet. Wie anderste as Joos van der Westhuizen. Dis Joos van der Westhuizen se 1995 wêreldbeker try wat hy gespeel het teen Australië. Die dag toe ons Australië gewen het op Nieuweland. Maar dis nie al nie. Ook 'n beroemde try. Ook van Joos van der Westhuizen. Joachim Ferdinand van der Westhuizen is sy Charles try wat hy gespeel het teen Frankryk in die 2001 toets in Marseille. Nou, duidelik kan ons sien Charles, nou almal sal sê, hoekom Charles? Die Springbokke kon nie in Frankryk met 'n drankadvertensie op hulle treye speel nie. En toe kom die Springbokke by mekaar, en toe sê hulle, kom ons dink oor 'n naam, en hulle dink in Charles. En daar sit hulle toe, is een van die min treye in Suid-Afrikaanse rugby wat so embleem het. Dis 'n Charles try van Joos van der Westhuizen. Maar hierdie een was sy 95 wêreldbeker rugby try wat hy gespeel het teen George Gregan op Nieuweland te Kaapstad. Die eerste wedstryd 95 wat Suid-Afrika gewen het. Wat 'n legende was Joos van der Westhuizen nie, maar ons gesels vandag oor wie anderste as Joos. Amazing, hè? Amazing hoe om dit is verskriklik mooi, daai 95 try, daai 2001 die Charles try, soos wat julle hom noem. Ja, daar was daar maar geskiedenis agter daai, maar toe jy nou gepraat het oor die Australië, dit was die eerste keer wat die Springbokke in 'n wêreldbeker weer gespeel. Dis die eerste wedstryd terug. Ja, dis reg dit was op Nieuweland, Heel 1995. Daar was Pieter Hendriks nog so. Ja, jy weet, dit was groot belangstelling. Onthou, in daai stadium was Australië eintlik mos maar die wêreldkampioene, Ja. Hulle het in 91 mos die wêreldbeker gewen. Ja. Toe kom hulle hier as wêreldkampioene en die eerste wedstryd was gewees natuurlik teen die Bokke op Nieuweland. En almal het gesê die Bokke het nie 'n kans gestaan nie. Jy weet, in daai span was Lainach, George Gregan, David Campese, daar was John Eales. Ek kan maar so aangaan Dis groot. Maar hulle het nie eintlik verwag dat die Springbokke, daai magtige wallabies, kom ons sê maar vir hulle, want hulle het gedink, hulle is magtig, sou kan klop nie. Kyk, hulle was magtig, as jy vat wat die name was, en hoe hulle gespeel het tot daar, dit was 'n groot berg vir ons om op te geklim het daar. En daai stadium het hulle al vir Joos geken, Maar, jy weet, hulle het nie gedink, ag Joos is so goed nie, tot daai Springbok hulle getref het. Onthou jy vir Pieter Hendriks wat hy omgehard het? Jy weet, Campese, en vra ek eendag vir Pieter Hendriks, hoekom het jy so gemaak? Toe jy oor die doellyn gaan. Hy sê vir my, was jy bly? Ek sê, ja, ek was natuurlik bly. Hy sê, weet jy hoe bly was ek? Maar, ons praat
onderdag oor Pieter Hendriks, wat self 'n legende is. absoluut. Maar 'n goeie vriend van my wil ek vandag van praat. En soos ek gesê het, toe ek daar by sy treie gestaan het ek eintlik hoendervleis gekry. Dis Joos van der Westhuizen se 2 treie. Openingswedstryd teen Australië en natuurlik daai wedstryd in Frankryk met die Charles wat 'n baie skaars stryd is. Maar ek het die voorreg gehad, weet jy, om Joost baie goed te ken. Mooi storie eintlik is Joost het skool gegaan by die hoërskool FH Oendal. En my neef was by Boys High in Pretoria. Sy naam was Lennard Smit. En hy het vir Joos van der Westhuizen vir die eerste keer raak gesien, want hy was by FH Oendal. Kyk, hy was 'n uitstekende atleet gewees. Hy was 'n uitstekende hoogspringer en 'n goeie atleet. En hy was 'n uitstekende rugbyspeler. En toe, in 88, kies my neef Lennard Smit vir Joos van der Westhuizen vir die Blou Bulle Kruiwenweek span in Port Elizabeth. Wow. Trouwens, hy was 2 jaar afrigter en Joos het 2 keer Kruiwenweek gespeel. En daai Noord-Transvaal span het nie een wedstryd op beide Kruiwenweke verloor nie, hoor. En ek wil nie sê dis my neef nie, maar Joos van der Westhuizen was 'n fantastiese rugbyspeler. Jy weet, 'n rugbyspeler soos hy kom net een keer in 'n leeftyd, En ek wil die storie nou nie vooruitloop nie, maar baie jare later, het die wêreld nou natuurlik almal geweet van Joos van der Westhuizen. En ek het die voorreg gehad om by een geleentheid saam met Justin Marshall aan die tafel te sit. Dis nou toe Joos al siek geword, toe hou ons 'n groot reunie by die hoërskool Langenhoven om sy rugbyloopbaan te herdenk en natuurlik om vir hom fondse in te samel. En weet jy wat sê Justin Marshall vir my? Hy sê vir my, daai Joos van der Westhuizen het sulke slang oë. Ek gaan dit nou nie in Engels sê nie, Ja. maar hy het gesê, he had those snaky eyes. Hy sê, as jy vir hom gekyk het, het hy vir jou eintlik in daai oë gesê, wat soek jy hier? Hierdie is my plek. Wat soek jy? Hy sê, en dan kyk hy Joos so, maar dink hy, jonge, jy's groot. En as Marshall die bal ingegooi het, Joos hom net so 'n stampie gegee, en dan die bal, jy weet nie gegaan soos wat Marshall, jy weet, bedoel het, en Joos het hom geruk, en het hom geplei, hy het hom inteendeel geïntimideer. So was Joos, hy het sy rugby intimiderend gespeel. Maar jy weet, ou Joos, die natuurlik, sy pa, ma, Gustav, Mariaan, hy 2 boeties, Gustav en Pieter, jy weet, was ken. Hulle is 3 boeties gewees, en hulle het baie rugby gespeel. Maar kyk, Joost het toe Tikkies toe gegaan. En toe het hy al Tikkies naam gevang. En toe, ek dink hy was 'n jaar op Tikkies, in 1992. Toe kies hulle vir Joos van der Westhuizen vir Noord-Transvaal, kan jy dit dink? En weet jy wat gebeur het is, 'n jaar later het Joos van der Westhuizen 'n springbok geword na Argentinië toe, En 94, was dit natuurlik 'n fantastiese storie van, jy weet, Joost wat toe nou in sy eerste jaar, 93 in Argentinië vir die Springbokke speel. En toe kom natuurlik daai 94 toe na Nieu-Seeland, en ek kies vir Johan Roux en Joos van der Westhuizen. Nou, ek onthou dat daar was so een wedstryd, waar daar geweldig modder was. Die Springbokke het daai wedstryd gewen. Hulle het ongelukkig daai toetsreeks het hulle die laaste toets gelyk opgespeel, die eerste 2 verloor. Maar daar was een wedstryd wat die spelers nie kon herken nie, jy weet. En ek meen, jy weet, baie mense sê nog, is dit Joos daai, is dit Ruben Kreer daai, of wie is daai? Ons moet eintlik daai foto, Ek het daai foto. jy het die foto, jy moet Ja. hom vir ons wys, maar ons moet daai foto opsit, en dan moet ons vir die kykers sê, hulle moet 'n bietjie vir ons sê wie reken hulle is, waar staan Joos? Ja, ons gaan hom nou opsit in elk geval. Yes, pragtig. Jy weet. Yes. Maar terug nou van 94 af nou, het dit natuurlik nou moes nou 1995 geword, En in 1995 het,
Dit was groot geweest. Eintlik, ja, 94 het ek Joos eintlik die beste leer ken. Ek en hy was saam op toer in Europa. Ons het getoer, ons het gespeel Skotland, ons het gespeel Ierland, ons het net nie teen, ons het nie teen Engeland gespeel nie. Ons het een land gemis, ek kan nie onthou nie. Maar ek dink, na die Skotse toets, kom Joos by my en hy sê vir my, hy wil graag huis toe bel. Toe sê ek, hierso is my foon, wat Supersport vir ons gegee het. Ek was kommentator op daai toer. Toe het ek en Joos so 'n pragtige foto geneem. En ons gaan hom nou wys. Jy weet, en dit was vir my net 'n fantastiese ding om Joos van der Westhuizen toe te hê op 'n foto, verstaan jy? Ag, en toe in 96 het hy teen die All Blacks gespeel. Wie sal ooit daai 3 vergeet wat hy gedruk het, jy weet, teen die All Blacks. Maar natuurlik, 1995 was die groot jaar. Ek sal nooit vergeet hoe die Springbokke daar so gestaan het nie. En Joos van der Westhuizen vir Jonah Lomo duik toe hy van vooraf kom nie. Trouwens, dat Joos het in daai 95 het hy daardie wêreldbeker met 'n gebreekte ribbietjie gespeel. Want in die wedstryd teen Frankryk het hulle basies sy rib gebreek. Sure. Toe sy af en toe sy vervang deur Johan de Roux en toe sê hulle maar Joos sal nie in die final kan speel. Spyt hom dood en hy speel toe in daai 96 final, jy weet. En sy diens was skitterend. Daai aangee wat hy gegee het vir Joe Stransky. Kyk daai perfekte aangee van daai skepskop. Dit was 'n ongelooflike storie, daai skepskop in elk geval. Maar so die jare nou maar aangegaan, hy was 'n groot faktor. Kyk, Joost was 'n aantreklike ouetjie vir die meisies ook. En daar's sulke mooi foto's van Joost wat ek vir jou almal sal wys. Maar ek en hy het naderhand uitsonderlike vriende geword, verstaan jy? In so 'n mate dat hy op 'n stadium toe hy hierdie winkel gehad het hier by die Kolonnade in Pretoria Noord, Sambesiweg, het hy sportwinkel gehad. Hulle het hom genoem J9. En hy het vir my seun, Morley, 'n werk gegee sonder 'n onderhoud. Ek sê daai foto ook wys. Toe was Morley en Joos baie goeie vriende en hulle het goed klaar gekom en hy het na my seun gekyk. So ons het wederwysige respek vir mekaar gehad, né? En toe hy nou naderhand aangaan, Joos, né, op die toer het hy 'n held geword van almal het geweet van Joos van der Westhuizen. Kyk sy lopies, né. Hy kon dink, né, en hy was 'n sterke hoer en hy kon 'n game perfek opsom, verstaan jy? Sy besluitneming was altyd reg. En hy was eintlik 'n gevreesde man. Maar my vriendskap met Joos van der Westhuizen, weet jy, hy kon 'n harde ou gewees het. Hy was altyd 'n ou wat reg was vir 'n foto en hy het werklik waar, hy was 'n nasionale held. En die mense het hom eintlik verafgod, nee. En jy weet, om 'n legende te wees, soos Joos van der Westhuizen, sal die res van die wêreld altyd onthou. Ja. In 1999 het hy basies die Springbok kaptein geword, jy weet. En hy het dit met onderskeiding gedoen. Ons nou ongelukkig verloor teen Dit was 'n moeilike tyd vir die Bokke. Met daai skepskop van Lakem wat nog nooit in sy lewe 'n skepskop oorgeskop het. Ja. Maar later van jare het hy my mede-kommentator gehad en het geword. En het ek en hy nie die wonderlikste tye saam gehad nie. Sure. Joos net 'n goeie hart gehad. Altyd nee, as kinders by hom gekom het of iemand vir 'n handtekening het hy hom gegee. Of hy nou besig was of nie. Hy het altyd 'n handtekening gegee. En ek en hy het baie diep dinge gesels. Hy was vir my een van die beste kommentators wat daar was, want hy het die wedstryd geken, jy weet. So op die kommentaar net soos wat hy hom geken het. Ja, en hy het geweet wat gaan gebeur nie, en verstaan jy? Ek meen, hy het begin Noord-Transvaal speel in 1992, en in elke Currie-beker finaal was hy 'n groot faktor. Trouwens, hy het die Noord-Transvaal try met soveel
soveel onderskeiding gedra met die blommetjie op en al Hy was daai. baie lank hulle kaptein ook gewees. Hy was natuurlik die afsaak, hy het Karibeker, ek kan onthou in 1999 was hy die kaptein wat van Noord-Transvaal wat die WP gewen het. Wat wedstryd was wat Chester gespeel het, almal het gedink dit was 'n 3-2 aangee vorentoe na Chester en toe is dit nou nie 'n 3 nie, verstaan jy? Maar wat gebeur het is Joost was, weet jy wat, hy het daai X-faktor gehad. En hy het mos hierdie blou oë gehad, jy weet. En ek kan dit maar vandag sê, jy weet, die meisies het letterlik net in sy oë gekyk en sê, "Jy my mooi blou oë." Maar hy was intimiderende. Kyk, daar is nie 'n ou wat hom op 'n rugbyveld afgeskrik het nie. Jy weet, daai dag toe hy vir Loumo geduik het in 95 van vooraf. Toe sien hy, hier kom Loumo. En Loumo kom, almal het geskryf van Loumo. Toe besef Joost, gaan hy omduik of nie? Toe sê Joost vir homself, okay, al vir 'n bietjie hulle dit doodgespuit. Dr. Frans Verster het dit doodgespuit. Toe sê hy, gaan hy vir Loumo duik. Toe sê Joost vir homself, vandag gaan ek dood vir Suid-Afrika. Toe hy hom vat, toe kom Osterrand van agteraf en hy duik hom toe plat en hy so. Want dit is belangrik dat ons onthou ook, John, in daai tyd was dit 'n geval van die hele opbou tot Loumo in die final, kon niemand hom stop nie. Ek dink dis belangrik dat ons dit vir die kykers sê, daai Loumo het letterlik soos 'n stoomroller boor alles en almal gehardloop. So dit was 'n groot issue. Wie gaan hom tackle? Was net 'n geval, ons is in 'n game, ons tackle. En na daai eerste dag was Loumo nie eintlik 'n faktor nie. Weet jy wat hy Japie Mulder het hom uitgeduik en so. Maar dit was vir my so mooi, daai volksliedere wat gespeel is. En die HK wat die All Blacks gedoen het. En kyk, James Small het ons gespeel, regter vleuel. Dit was 'n karakter, dit ook eendag oor sal gesels. Ek het die voorreg gehad om hulle almal te ken, wat 'n voorreg het ek nie gehad nie. Maar weet jy, toe, daar staan, is James Small Jonah Lomu se opponent. En wat gebeur het is, toe kom Jonah Lomu mos op Kobus Wiese James Small. En toe stap Kobus Wiese mos so voor en hy gaan staan so voor Jonah Lomu so ver. Toe sê Kobus vir Ruben Kreer, Wyle Kreer. Hy sê vir hom, luister, Ruben Kreer, ek kan sien, hulle is bang. Ek kon die vrees in sy oë sien, verstaan jy? En ja, daarna het Joost nog vir Suid-Afrika gespeel. Hy het fantastiese rugby gespeel later ook. Jy weet, 96 All Blacks gespeel, 99 kaptein. En ek wil nou nie te veel oor sy rugby talente praat nie, maar as mens ook. Weet jy dat hy het byvoorbeeld 1000 rugbyballe geteken by sy winkel voor die wêreldbeker finaal in 2007. Jy weet, hy het maar aangegaan met rugby en hy was 'n legende. Dat hy 'n aand voor die wêreldbeker finaal in Frankryk het hy 1000 rugbyballe geteken vir die mense om die volgende dag uit te gee by sy winkel. Ek weet nie, hy het dit seker maar verkoop vir 'n appel en 'n ei, maar hy het geweet hoe belangrik dit was. En toe ek sien, vroeër in die toer, toe sien ek is Joost ook op toer. Toe het hy ook 2 weke kom kuier in Frankryk om die bokke te motiveer. En ja, ek en hy het 'n baie lekker aand gehad, of 2 daar in Frankryk, waar ons rugby gesels. Dus ek en hy het baie funksies gehou, nee. Dan nooi hulle vir Joost uit. Hulle betaal hom 18.000, hulle betaal my 2.000 vir die aand, maar dit maak dit nie saak. Ja. Maar die hartseer storie is nou ook, toe Joost van der Westhuizen siek geword het. En daar wil ek 'n bietjie stil staan. Jy weet dat hy het natuurlik in 'n swembad gewees. 'n dokter, Hendrik Kelbrick, was sy groot vriend ook, hulle was in die swembad daar by Sun City. En hulle begin toe stoei. En weet jy wat, terwyl hulle so stoei, toe kom hy agter, maar Joost is nie sterk in sy een arm nie.
En hy kom toe, hy sê vir hom, Joost, kom hier, wat moet keer jou arm? Hy sê, wat? Hy sê, jy moet my maandag kom sien, daar's fout met jou. Ag, en Joost het nou maar, hy gaan nou maar vir Henry sien, die maandag toe hy gaan. Toe sê Henry vir hom, daar's groot moeilikheid. En jy weet, jy ken die naam van die siekte, jy kan dit noem vir die mense. Motorneuron. Ja, dit tas jou spiere aan. En toe het Joost al hoe meer begin agteruit gaan. Hy het deur 'n swaar tyd gegaan. Dit is 'n swaar tyd, jy weet, hy het probeer, laat dit nou maar nie moet uitkom wat gebeur het in sy verlede, en daaroor wil ek niks praat. Enigeen van ons maak foute, maar ek kan net vir my sê, ek onthou net die mooi dinge van hom, ek is die laaste een, en ek en hy was boesemvriende. Weet jy, die aand as ons gery het na funksies toe, weet jy watter diep dinge het ek en daai man gesels nie. Dit was vir my 'n belewenis, en weet jy wat, hy was 'n pel van my, hy was 'n pel, ons was vriende, ons het geheime gedeel, wat ek nou nie gaan uitdeel, of hier gaan vertel, of wat ook al nie. Maar, op 'n stadium, toe begin Joost nou agteruit gaan. En toe begin het nou, dat hy in die reisstoel beland. En die foto vertel alles van die reisstoel. Dat ek het Joost se funksies begin doen. En ook het ek hom gestoot in die reisstoel. Maar hy het nie een funksie gemis nie. Hy het gesê, hy sal gaan. En jy weet, die mense het hom waardeer. Maar in die begin, en dis nou 'n geheim wat ek nou hier op televisie vertel, was Joost bietjie verbitterd, omdat hy daai siekte gekry het. Hoe moet hierdie sterk man hierdie siekte kry? Hoekom? En ek kom weer terug na daai funksie waar ek en Justin Marshall is. Dus ek die seremoniemeester daai dag. Dis my pel daai, wat daar in die reisstoel sit. En weet jy wat sê Joost toe? Hy het altyd gesê, hoekom ek, liewe Vader? Hoekom ek? Daai dag, toe sê Joost van der Westhuizen, hoekom nie ek nie? Wow. Toe huil ek. Toe sê Justin Larson langs my, staan op, hy sê, what a gentleman, what a human being. God bless you. En toe het Joost dit begin doen, om funksies te doen, en uitgegaan, hy het alles probeer om te kyk of vir hom nie kan help nie. En ek wat vir Joost baie lief was, jy weet, hy het my baie keer gebel, ons is op loftes, dan sê hy, waar is jy? Ek is by hierdie loosie, waar is ek soek jy? En vir my was dit 'n eer dat Joost van der Westhuizen en John van Rensburg, wie is ek nou? Hy sê, kom, ek soek jou, ek wil met jou praat, ek geniet, kom ons kuier 'n bietjie, jy weet, en so. En ons het saam gery en so. En toe gaan hy mos nou oor see, toe begin hy mos met daai goeders loop, wat hom help loop. Maar Joost se oë was nog altyd daai blou oë. Hoe meer hy agteruit gegaan het, het gesien, hoe meer gaan hy agteruit, en hoe meer gaan hy agteruit. Weet jy, vir my was dit moeilik, nee. En daar's een insident wat ek wil noem, wat ek dink baie swak was. Ons het hom na 'n funksie geneem, en ons het hom gestoot met die karretjie. Ja. En weet jy kry snaakse mense. Joost is swak. Kyk, Joost se armpies was dan so dun. Wel, as foto's almal het dit gesien, ek verkleineer hom nie, maar hy het agteruit gegaan. En toe kom daar 'n ou, nee, ek het nooit vergeet nie. Sien, hier sit Joost van der Westhuizen, en hy kom so, en hy vat sy hand so, en hy sê, Joost, jou beauty, en hy kom so rond. Wow. En hy reis so. Wow. Toe staan Pieter, en Gustav en ek op. Toe sê is vir daai ou, wil jy gevoete raak? Kan ek maar reg sê, wil jy gedoener word? Ja, absoluut. Wat die duiwel dink, jy doen dit. Nee,
Wat doen jy? Jy is sulke stupid mense. Weet jy, jy kry dit nie. Maar toe ek hoor Joos is dood, het ek uitgestap, ek het na sy treie toe gestap, ek het na sy foto's gestap. En ek het met hom gepraat, hy kon my nie hoor nie. En ek het vir hom gesê, dankie Joos van die Wesduisen, vir wat jy vir my beteken het. Jy het 'n verskil in my lewe gemaak. Ek het gesien hoe 'n legendariese man vir kinders, nee. Ons staan op George op 'n sewe's toernooi, hoe kan hy nog loop? En ons staan op daai hoë dak by daai stadion daar in George. So groot hoë dak en gevaarlik met die trappe af. Toe kan hy nog loop en so. Toe sy lus vir 'n worsbroodjie. Toe sê hy, kom ons vra daai 2 ouetjies om vir ons 2 worsbroodjies te gaan koop. Sê hulle, yes, weet jy vir daai 2 ouetjies om dan vir Joos van die Wesduisen 2 worsbroodjies. Okay, een was myne, maar hulle dit is nou nie te saak nie, maar om vir Joos van die Wesduisen. Hy gee hulle 'n R200. Toe hulle terugkom om 'n klein geld te gee. Toe sê Joos van die Wesduisen, weet jy, julle kan dit vat. Jy mis daai goedheid van Joos van die Wesduisen. Hy was 'n harde rugby speler, 'n geharde. Hy het nie aan hom laat voeter en laat intimideer nie. Geen ou kan Joos van die Wesduisen nie. En weet jy wat, hy was dan vinnig uit die blokke uit nie. Het jy al daai man se spoed gesien nie? Ja. Atleties, ek gepraat van die hoogspring. Ons kyk sien die foto's, ons het net nou al die foto's gesien van die hoogspring. Ja. En daai atletiese ding. Ja. Nee. Maar wat hier nou gebeur is, ek is ook maar 'n ou sussie. Jy weet ek het langsam, as jy 2, 3, 4 ure hier Klerksdorp toe ry, Nelspruit toe ry, Tabazimbi toe ry, saam met Joos van die Wesduisen en julle begin gesels oor die lewe. Weet jy dan deur jy werklike ou ken. Jy praat nie net altyd rugby nie. Ja. Hy het hom hard gespeel, maar hy het 'n sagte hart gehad binne hoor. Moenie 'n fout maak nie. En ek is ook maar 'n sussie. En die dag toe Joos van die Wesduisen dood is, toe bel hulle my. Toe stap ek uit soos ek gesê het en ek gaan staan voor sy memorabilia. Sy skoene, sy treie. Ek het nog 'n springbokbaadjie van baie Noord-Transvaal treie. En die foto wat jy nou gesien het waar Joos staan saam met my seun Morney, saam met Gustav of Pieter se 2 seuns. Toe sê ek vir hom, Joos, dankie dat jy my seun 'n werk gegee het sonder onderhoud. Dankie vir wat jy my so gelukkige dae gegee het op die rugbyveld. Jy weet, ek het baie van sy 3 beskryf. En ek het 'n 3 beskryf op belofte teen die All Blacks, waar toe hy daai 3 druk, tweede toets en 96, dus skree ek, Joos, jou beauty. Joos, jou beauty. Was 'n pragtige 3. Toe sê ek op my manier. En ek het vir gesê, ek is maar 'n bietjie sag in my hart. Toe die begrafnis plaasvind, het ek hier gesit. Ek kon nie eens televisie kyk nie, maar die trane het so geloop. Het regtig waar, het so geloop. Die trane het net eenvoudig geloop. Ek kon nie vat dat daai man nie meer daar is nie. So ek wil vandag aan hom hulde bring, vir hom sê, Joos van die Wesduisen, jy was 'n goeie mens, maar weet jy wat het jy gedoen? Jy het my rugby geleer. Ek het by Joos van die Wesduisen soveel rugby uit die kommentaar geleer, wat hy gelewer het, en wat hy dinge gesien het, wat ek nie eers in my lewe van gedroom het. Wow. En ek wil nou iets doen, nee, ek wil nou iets doen. Hierdie man was 'n trotse Bloubal, was hy nie? Kyk daar so. Trotse Bloubal, nee. En dan wil ek die mooiste foto vir julle ook wys. Ek wil vir jou sê, Joos van die Wesduisen op kamera vandag. Jy was 'n meneer. Ek sal eer jou. En hierdie pekkie wat hier is, besonderse. Sien jy hierdie pekkie, Joos van die Wesduisen geteken. En ek wil afsluit deur vir julle nog iets te wys. En ek wil dit net aanvat hier so, dis by my. Joos van die Wesduisen het nie net by sy teenstanders
respek afgedwing het nie. Maar het jy geweet hoeveel hy by sy springbok, Werner, by sy springbok maats, agting afgedwing. En dis die foto, wat die mooiste is, van Kobus Wiese en Joos van der Westhuizen na mekaar kyk. En wat wys dit vir jou? Kameraadskap, springbokskap, respek en legendes. En daarmee wil ek sê, van Joos van der Westhuizen, ek groet jou, jy's 'n legende. Wow. En min mense het ook geweet, dat daar ook ouens was, wat later beroemde springbokke geword het, wie ook vir Joos van der Westhuizen vir 'n handtekening en 'n foto gevra het. Ek vra vir die kykers, wie dink hulle is hierdie? Hierdie is Faf de Klerk, is 'n klein seentjie. En wie is hier nog op? Sia Kolisi en Skalk Burger ook, dis interessant, almal helde hierso nie. Maar vir my is die grootheid, die respek, wat Faf de Klerk vir Joos van der Westhuizen. Miskien het hy sy spel op Joost geskoei. En hom daar gevra vir 'n foto en 'n handtekening. Wat 'n verering het hy nie gehad. Daar's nog 'n episode van Uit die Koekblik hierso in 'n fantastiese museum van rugby. Dit is so wonderlik, hier's 'n miljoen stories hierso in John van Rensburg se museum hierso. En John, ons sê vir jou dankie vir die tyd wat ons hier kon gehad het en hierdie amazing, ons tribute jou, Joost van der Westhuizen Uit die Koekblik. Vertel ons je story.